Dierbare Here Jesus, baie dankie vir hierdie kosbare voorreg as u kinders, as mense wat vir u lief is, om vandag weer rondom die woord te sit. Mag die woord ons bemoedig, mag die woord ons leer en lei in alle waarheid. Ons eer u daarvoor, dankie vir die werking van u Gees in ons harte en in ons lewens. Word verheerlik, Vader, is ons gebed. In die mooi en lieflike naam van Jesus alleen. Amen. Nou dierbares, ons het verlede week al bietjie gepraat oor die karaktereienskappe van God, soos ons dit in die psalms vind, en ons het na 'n paar gekyk, en ons het gesien verlede week dat die Here is genadig en die Here is barmhartig, die Here is liefdevol en die Here is vir ons 'n toevlug. En al hierdie karaktereienskappe het, ek dink, een primêre doel, en dit is sodat ons kan kyk en onsself daarby kan meet of ons hierdie karakter van God weerspieël. Kom ek vat u terug na die woord van die Here toe wat sê, die Here woon in ons. Hy het woning kom maak in ons. Met ander woorde, ons is die draers van God se teenwoordigheid. Ons behoort dan soos hy op te tree, te dink en te praat. So dis belangrik. Wanneer ons na hierdie karaktereienskappe kyk, is dit maar net weer eens om ons hier in 'n parallelle lyn te kry, om onsself te meet en te sien, is ons nog besig om hierdie wonderlike eienskappe van God te weerspieël? Is dit wat die mense beleef wat met ons te doen kry elke dag van ons lewe? So, vandag gaan ons begin by die gedagte dat die Here is alwetend. Nou in Psalm 139 lees ons hierdie baie interessante gedeelte wat sê, Here, u deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en u is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u, Here, u ken dit geheel en al. En ons kan aangaan, en dit is daar so 'n wonderlike gedeelte in die woord wat sê, al sou ek in die dieptes ingaan, of sou ek die hemel my bed maak, daar sal u wees, al sou ek in duisternis gaan, op waar ek ook al gaan, die Here is altyd daar. Die Here is alwetend. Die boek van Hebreërs sê, ons is oop en bloot met voor hom met wie ons te doen het. So daar is niks wat ons vir die Here kan wegsteek nie. Ek lees in die Bybel dat die oë van die Here deurloop die aarde. So daar is niks wat ons in geheimenis kan hou waarvan hy nie alreeds kennis dra nie. Daarom is dit belangrik dat ons sal weet en ons dit so sal verstaan, dat dis 'n goddelike alwetendheid. Met ander woorde, en dit is wat so belangrik is, wat ons moet onthou in hierdie dag waarin ons leef. En dit is dat God weet alles. Daar's niks wat hy nie van weet nie. As ek kyk in Psalm 103 vers 14, wat sê hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. For he knows our frame, he remembers and imprints on his heart that we are dust. Met ander woorde, God weet presies wie en wat ons is. Hy sê daar in die Amplified, I was on his mind when he puts my framework together. Even my days were already numbered. So God weet alles. En ek dink wanneer ons beginne praat en ons beginne dink en ons beginne goed te doen, moet ons dit nooit vergeet nie. Daar's niks wat ons kan sê, daar's niks wat ons kan dink
Want die woord sê, want daar was nog geen woord op my tong nie, of U Here ken dit geheel en al. Nog voordat die woord gevorm is, voordat die gedagte in ons gedagte opgekom het, weet God alreeds daarvan. So, en wanneer ons dan in hierdie lewe waarin ons leef, is dit belangrik dat ons ook, en ek dink ons moet baie versigtig wees, dat ons nie uit nuuskierigheid uit of beterweterigheid wil vir mense wys dat ons baie weet of alles weet, of ek dink nie ons kan alles weet nie, ek dink ons kan miskien meer as party ander mense weet, maar ons weet nog nie alles nie. Die Bybel is baie duidelik in 1 Korintiërs 13 dat ons maar net ten dele ken, maar ons sal eendag ten volle ken soos wat ons geken is. So dit is baie belangrik dat ons sal in gedagte hou waar ons gaan. God sien alles raak. So ek moet versigtig wees, en ek dink dit is die gedagte wat vandag vir ons baie duidelik deurkom, en dit is, ons moet baie versigtig wees, want God weet alles. Daar's niks vir hom verborge nie. En ons kan niks in die geheim doen. Die Bybel sê, wat in die geheim doen sal op die dakke verkondig word. 'n goeie vriend van my het hierdie spreekwoord wat so treffend is, wat sê, die waarheid is 'n narheid, maar dit hou jou uit die gevaar uit. En dit is wat vir my so belangrik is, dat in my wandel en in my weë met die Here in die eerste plek, maar ook met my medebroer en suster in die koninkryk, en selfs die wat onverskillig staan teenoor die Here wat nog in die wêreld is, ek moet teen hulle is die mense wat moet kan getuienis gee, dat ons leef asof ons verstaan dat God alles weet wat aangaan. Die ander gedagte wat by my opgekom het, en dit is, die Here is groot en magtig. Hy's almagtig. Dus met ander woorde, wat wil ek vandag vir jou sê? God het die mag om jou te laat doen wat hy wil hê jy moet doen, maar hy sal dit nooit doen nie. Hy sal altyd die keuse vir jou gee. Maar wat is dit wat ons kan onthou? En dit is daardie ou liedjie wat ons so dikwels sing in die kerk. Hoe groot is ons God? Almal sal sien hoe groot is ons God. Want deur dit wat hy vir ons doen, ervaar ons dat hy 'n magtige God is. Hy is sterker as die vyand. Hy is sterker as die storms van 'n mens in 'n mens se lewe. Hy is sterker as enige iets anders. God kan enige iets doen. Die Bybel sê daar's vir hom niks onmoontlik nie. Selfs om 'n berg te vat en in die see te werp, is nie vir God 'n probleem nie. Hy kan dit enige tyd doen. Dis belangrik dat ons sal weet dat die God wat in ons woon, is die sterke God, die ewige Vader, die vredevors. Psalm 89 is vir my so kosbaar, en kom ons blaai 'n bietjie daar na Psalm 89 toe, en ons kyk 'n bietjie wat sê die Here vir ons daar in Psalm 89, en hy sê dit so mooi in vers 6 tot 10 van Psalm 89. Hoor hoe mooi sê hy dit hier. Hy sê, en die hemele loof u wondermag, o Here, ook u trou in die vergadering van die heiliges. Want wie kan in die hemel met die Here vergelyk word? Wie is soos die Here onder die hemelinge? 'n God grootliks gedig in die raad van die heiliges en vreeslik hoe almal wat rondom hom is. O Here, God van die leerskare, wie is soos u? Groot magtig is u, o Here, en u trou is rondom u. U heers oor die trotsheid van die see, as sy golwe hulle verhef, bring u hulle tot bedaring. Is dit nie 'n kosbare stukkie woord
wat vandag vir ons beskryf hoe groot is ons God nie. Die Bybel sê in Psalm 91 vers 1, die Almagtige, en hy sê, en as ons mooi gaan kyk na die grondteks, dan praat hy van die onoorwonne, die een wat nie kan verloor nie. El Shaddai, God the Almighty One, is die grondtaal wat ook daarmee vergelyk kan word. Shaddai kan ook beteken 'n samevoeging van twee betekenisse, naamlik who or which and sufficient. El Shaddai, the God who is sufficient, the God who is all-sufficient, the all-sufficient one who is internally capable of being all that his people needed. Met ander woorde, ons se God se karakter sê, hy kan enige iets doen. Daarom sê die woord van die Here vir ons ook, ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. Daardie selfde krag wat Paulus skryf het so mooi. Hy sê dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, is die krag wat nou in ons werk, sodat ons hierdie grootheid en krag van God kan weerspieël na 'n wêreld daar buitekant, sodat hulle kan bewus word van God se grootheid en God se krag. Ja, dit is hoekom dit so belangrik is. Dan die volgende gedagte wat ek my u wil laat, of 'n karakter wat ek wil uitlig, en dit is, die Here is regverdig. As jy die waarheid ken, sal die waarheid jou vrymaak. Regverdigheid. Daar's niks in hierdie lewe wat my so kan ontstig as ek sien dat mense onregverdig behandel word nie. Want God is regverdig. Psalm 9 vers 5, hy's 'n regverdige regter. Psalm 11 vers 7, die Here is regverdig en hy het geregtigheid lief. Psalm 140 sê, die Here sal die regsaak van die behoeftige self behartig. Psalm 145 vers 17 sê, die Here is regverdig in al sy weë. Dit moet ons ook dan motiveer vandag om vas te hou aan dit wat die Here vir ons gee. Dat ons ook regverdig sal wees in ons handel en wandel hier op aarde. Dat mense ook van ons kan sê dat ons soos Christus regverdig is. Dat hierdie regverdigheid van God wat soos 'n baie sterk karakter uitkom, dan is dit so belangrik dat ons ook daardie karakter sal weerspieël na die wêreld daar buitekant. Wanneer hulle na ons kyk, dan moet ons lewenswandel spreek van regverdigheid, geregtigheid. En een van die mooiste eienskappe van regverdigheid is, daar waar die apostel skryf, hy sê, hierdie gesindheid moet in julle wees, die gesindheid wat in Christus Jesus is, sodat ons die een die ander hoër sal ag as homself, en nie onsself sal probeer verhef nie, maar ook in dieselfde tyd dat ons in ons dade regverdig sal wees, in ons uitsprake en ons opinies regverdig sal wees, dat ons, jy sien, een van die grootste probleme waarmee die mens in hierdie dag sukkel, is dit, dat ons probeer om mense te behaag, en dan kan ons dalk partykeer kan mense hierdie geregtigheid so 'n bietjie draai, om dit vir hulle te pas, maar ook om ander mense se gunste te wen. Ons is nie meer hier om mense se gunste te soek nie. Galasiërs 1 is dit baie seker, skryf dit so duidelik, hy sê, as ek nog besig is om die guns van mense te soek, kan ek nie die guns van God vind nie, en ek kan ook nie God behaag nie. So dis baie belangrik,
dat ons ook in ons lewenswandel getrou sal wees, maar meer as dit, regverdig sal wees, sodat ons kan weerspieël dit wat Christus in ons harte gedeponeer het. Dis die regverdigheid, dis die getrouheid van God, dis hierdie absolute regverdige regter en geregtigheid wat so kenmerklik van ons God is, wat ons lewens so beïnvloed, sodat ons ook so 'n positiewe invloed op mense kan hê. En dan wil ek die laaste ene uitlig, en dit is, die Here is getrou. Psalm 92 vers 3 sê, om u getrouheid te verkondig. Psalm 121, God is getrou om jou te bewaar. Psalm 50 vers 15, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. God sal altyd help as ons na hom vra. God is getrou, God is altyd daar. Wanneer baie keer dan ervaar ons in ons lewens dat God altyd daar is vir ons. Maar soms voel dit vir ons of niks meer sin maak nie. Dan is dit wat dit so belangrik is om te weet, hy wat gesê het, hy sal dit doen. Op hom kan ons reken, op hom kan ons vertrou. Daarom sê die psalmdigter, ons hoop en ons verwagting is in die Here. You are my hope and you are my expectation, O God. So met ander woorde, God se getrouheid het vir ons hierdie kosbare boodskap om vir ons te sê, dit maak nie saak wat ons gaan beleef nie, wat ons gaan deurmaak nie, God is getrou, en as hy gesê het, hy is by ons, dan sal God altyd by ons wees. Ek herinner my aan die woord wat die Here sê, het ek dit nie vir jou gesê nie. Hy sê dit daar in Johannes 11 vers 40 van Martha, het ek dit nie vir jou gesê nie. As jy kan glo, dan sal jy die heerlikheid van God sien. God se getrouheid maak dat ons sy beloftes in besit kan neem. God se getrouheid maak dat ons hom kan vertrou met alles in ons lewe. Daar's niks wat vir hom te groot is nie. Die Bybel sê, sou iets dan te wonderbaar wees? Nee, daar is niks vir ons God onmoontlik nie. En as ons dit kan glo, dan sal ons nie net sy getrouheid beleef nie. Ons sal hom beleef as 'n waarmaker van sy woord. Ons sal hom beleef as een wat omgee en besorgd is oor ons. Ons sal hom beleef as die God wat as hy gesê het, dan doen hy dit. As hy iets beloof het, dan gee hy dit. Dis God. Dis wie hy is. Dis sy karakter. Hy kan nie teruggaan nie. As karaktereienskappe is niks anders as om vir ons te laat verstaan wie en wat God is nie. Daarom is dit so belangrik dat ons sal meet by hierdie karaktereienskappe van God. En as God getrou is, hoeveel te meer moet ons nie getrou wees nie. God kan nie verander nie. Malagi 3 vers 6 sê, hy verander nooit nie. So, ons as mens is maar feilbare en soms is ons nie altyd so getrou nie. Getrouheid praat van commitment. Ek het myself gegee. Dis alles of niks. Dis getrouheid. Dis om te staan by dit wat ek gesê het, al staan ek alleen. Ek dink dis een van die mees belangrikste karaktereienskappe van God wat ons in ons lewens sigbaar moet maak en ons moet dit uitleef en dit is om getrou te wees.
om, as jy iets gesê het, jy moet 'n man en 'n vrou van jou woord wees. Bly getrou in dit wat jy gesê het. Jou woord is baie meer belangriker as baie dinge wat ons wil doen om vir mense te beïndruk. Want dis die goed wat uitstaan. Ek onthou, by geleentheid het ek 'n afspraak gehad by 'n dorp en ek moes was bietjie laat en ek moes ry want ek moes 10 daar wees. En 'n minuut voor 10, toe stap ek die plek in. En die eerste ding wat die dame met my praat, toe sy my sien, toe sê sy, goeiemôre man van jou woord. Jy sien, as ons iets gesê het, dan moet ons getrou wees om dit te doen. Want dit weerspieël God se karakter. Dit sê iets van dit van hom wat binne in ons woon. So dis belangrik dat ons getrou sal bly. Bly getrou om die woord te lees. Wees getrou om te bid. Daardie ou liedjie wat ons so baie keer as sonnaarskool kindertjies gesing het van lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei en groei en groei. Dit is belangrik, wees getrou in die klein goedjies. Die Bybel leer ons as ons getrou is in die klein goedjies, kan God ons vertrou met die groter dinge. Maar as ons nie getrou is in die klein dingetjies nie, hoe kan hy ons vertrou met die groter dinge? Daarom is dit belangrik dat ons getrou sal bly. Getrou om hom te dien, getrou om te dien in die gemeenskap, getrou om te dien in die kerk, waar jy aanbid, in die liggaam waar jy ingeskakel het. Dis belangrik. Want dan weerspieël jy die karakter van God. Kom ons vat saam. Wat het ons uit die psalms geleer? Ons moet weet dat God genadig en barmhartig is. Daarom moet ek en jy ook genadig en barmhartig wees. Ons het geleer dat die Here is liefdevol. We need to love one another. Onvoorwaardelike liefde. Die Here is vir ons 'n toevlug. Ons moet ook vir ander 'n veilige hawe wees. God is alwetend, die Here weet alles, en ons moet ook in ons lewenswandel hierdie wonderlike karakter van dat God weet. Partykeer is dit net nodig dat jy moet luister na iemand, sodat hulle kan verstaan, God weet. Die Here is magtig, hy is kragtig, en hy het vir ons ook die krag gegee, om meer as oorwinnaars te wees in Christus Jesus ons Here, en die Bybel sê ons is tot alles in staat, deur hom wat ons die krag gee. En dan, die Here is regverdig, en ons moet ook regverdig wees in ons lewenswandel, en die Here is getrou, en die Here wil ook hê dat ons getrou moet wees in alles, in ons hele lewenswandel met hom, moet ons getrou wees, want dit gaan ander motiveer om ook getrou te wees. Hy is die onveranderbare God wat nooit kan verander nie. Gister, vandag, tot in al die ewigheid bly hy dieselfde. Hy wat vir Josua beloof het, net soos ek met Moses was, so sal ek met jou wees, is ook die een wat vandag vir jou sê, soos ek met Josua was, so sal ek ook met jou wees. En as hy vir ons beloof, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie, kan ons maar op hom reken, want hy is geen mens dat hy sou lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie doen nie, of iets beloof en dit nie gee nie. Ek vertrou dat die Here vandag vir u help, sodat u 'n persoon kan wees, wat die karaktereienskappe van 'n God kan weerspieël, sodat die wêreld kan weet, dat hy is op die troon van jou hart, hy is die koning van jou lewe.
Kom ons bid net saam. Terwyl ons oë sluit vir 'n oomblik en net stil word voor die Here, wonder ek of daar iemand is wat vandag wil uitroep om te sê, dink aan my as jy bid. Ek wil hierdie karaktereienskappe van 'n God uitbeeld. Dit moet soos 'n lig uit my uitstraal. Mense moet dit in my handel en wandel. Hulle moet uit die woorde van my mond en uit die dade wat van my hande moet hulle kan sien en moet hulle dit kan beleef. En as jy vandag so 'n gebed nodig het en jy vandag na jouself kyk en sê, Here, ek wil graag u karaktereienskappe uitleef en uitbeeld, dan wil ek vandag vir jou 'n gebed bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie dat ons so passievol kan wees oor die karaktereienskappe van die Here ons God. En Here, ons begeerte is om in regverdigheid, maar ook in getrouheid so te leef dat die hele wêreld almal kan sien dat U is die God wat in ons leef. Die ware God, die enigste God wat in en deur ons lewe homself openbaar aan elke mens wat dit wil aanneem. Here, daar's miskien vandag baie mense wat na hierdie boodskap luister en in hulle hart begeer om ook so 'n lewe te hê. Dan bid ek, Here, dat U deur die werking van die Heilige Gees nou in elke hart sal werk en hulle kragtig sal ondersteun deur die invloed van die Heilige Gees en die woord, Here, en die insprake wat in hulle lewens het. En Here, help vir hulle, dat hulle ook in U krag, in U wysheid, kan opstaan en kan leef, soos iemand wat hierdie karaktereienskappe, soos 'n spieelbeeld na buitekant toe uitstuur. Dankie Here dat U ontferm oor elke een. Dankie dat U bemoeienis maak, en ek eer U daarvoor. Vader, word verheerlik in en deur elkeen se lewenswandel, Here, en dankie vir die geleenthede wat U ons gee. Dankie dat U ons vertrou daarmee, en ons gee al die lof en al die eer en al die aanbidding in Jesus naam. Amen.